die Here toebid, en besonder Piet se kinders, Willa en Driekie en Sarah, dankie. En dan natuurlik ook die res van die familie, ek het nou vir SD leer ken, en natuurlik Heidi, sy vrou daar langs van haar oupa, geliefdes almal van u wat vanmôre hier bymekaar gekom het omdat u 'n besondere band gehad het met Piet, mag die Here vir u ook vanmôre so versterk deur sy woord dat ons met geloof en vertrou op die Here ook ons lewens verder sal leef totdat die Here ook vir ons kom haal. Dis dit vir my so een en ander oor oom Piet vertel. Piet Oberholzer woon op Walkerville. Erns gemaak met sy familie. En almal van u wat hier is sal dit weet. Sy familie was vir hom van groot belang. Sy werksetiek was besonder, sy omgee vir mense, en dan was hy lidmaat, nou betrokke by NG Kerk, die deur, en is hy geken deur die almal as 'n gelowige man. En dis my dan 'n voorreg vanmôre, al het ek nie vir oom Piet persoonlik geken, dan is dit vir my 'n voorreg om vanmôre hier voor te gaan. En wil ek graag hierdie besondere familiebrief saam met u lees. Daarna kan ons kyk net na 'n lewensbeeld. Sal ons reg wees daarmee, Linda? Net na die familiebrief met 'n lewensbeeld. Net voor die bedankings, is dit reg so alles in orde. Kom ek lees hierdie besondere familiebrief saam met u. Vandag staan ons hier om afskeid te neem van 'n man wie se lewe soos 'n groot seënbos was, indrukwekkend, nie omdat hy groot van postuur was nie, maar omdat sy hart, sy waardes en sy liefde so enorm was. Hy was 'n trotse Namibiër wat sy wortels diep in sy geboorteland gehad het, maar sy takke wyd in Suid-Afrika gesprei het, waar hy hier kon leef en werk het. Hy al sy goeie waardes saam met hom gebring, waardes wat nie net sy eie lewe gevorm het nie, maar ook die van almal om hom. Ons sal hom altyd onthou vir die manier waarop hy sy hoed opgelig het, wanneer hy iemand gegroet het. Daardie klein gebaar van respek, wat vandag skaars is. Al was hy klein van statuur, was hy groot van hart, sy werksetiek was legendaries. Hy het altyd gesê hy kan met 20 mense werk, maar kies sommer eerder om met 40 te werk. Want dan weet hy 40 gesinne het vanaand kos op die tafel. Vir hom was werk nooit net oor 'n salaris nie. Dit was sy manier om vir ander hoop en waardigheid te gee. Hy het onvoorwaardelik lief gehad, sonder vooroordeel, sonder vrae, sonder om iets terug te verwag, of jy familie was, of vreemd, oud of jonk, arm of ryk. Oupa se hart het vir almal plek gemaak. Ons sal ook altyd sy doedelsak van hoop onthou, daardie hemsak van hom, waar daar altyd iets was, geld, sigarette, 'n pen of sommer net iets wat iemand nodig gehad het.
Dit was vir ons almal 'n simbool van wie hy was, 'n man wat altyd wou gee, altyd wou help, altyd wou bydra tot iemand anders se dag. Vandag eer ons 'n man wie se lewe 'n getuienis was van goedheid, hardwerkendheid en liefde. Daarom lees ons met dankbaarheid hierdie woorde uit Psalm 112, want dit beskryf oupa se hart so mooi. Dit was oupa, regverdig, genadig, barmhartig en mildelik in alles wat hy gedoen het. Sy nalatenskap leef voort in ons, en sy waardes wat ons dra, en sy humor wat ons laat glimlag, en sy werksetiek wat ons inspireer, en sy liefde wat ons sal onthou. Dankie oupa vir elke offer, elke grappie, elke rit, elke sak vol hoop en elke oomblik van liefde. Ons sal jou mis, maar ons sal jou ook dra in die maniere waarop ons leef en ander behandel net soos jy. Kom ons buig die hoofde dan bid ons saam. Here ons God, waar ons by mekaar is, en ons bely, ons hulp kom van U, wat die hemel en die aarde gemaak het, U wat is, U wat was, U wat kom, die Here, die Almagtige. Ons kom na U toe, hierdie besondere geleentheid, herinneringsdiens van iemand wat diep spore getrap het, en as ons dit hoor, mooi spore. En dan sê ons, dit kom Here God van U af. Dan is dit U genadewerk, ook in Piet se lewe. En dankie vir hulle wat dan in U genade kon deel, soos wat dit sigbaar geword het in sy lewe. U het vir hom 'n geboortedag gegee, soos ons gelees het, hoor het, ook 'n dag waarop U hom kom haal het. Tussen hierdie twee pale as ware, Here, mylpale, U vir hom die lewe geskenk, U ook aan hom U goedheid en genade bewys deur U Seun Jesus Christus. Mag ons dan nou in ons luister na U woord versterk word, opgebou word in die geloof, sodat ons juis met geloof in U en in U Seun Jesus Christus kan lewe elke dag, sodat ons geloof ook sigbaar maak deur ons liefde, ons diensbaarheid en ons omgee vir ander. Ons bid en vra U dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liefdes, ons lees saam uit 'n Psalm, met Psalm 112 ook gaan lees, maar dit wat ek hoor by U van Oom Piet het my tog laat dink aan die bekende Psalm 16. 'n Psalm van Dawid: beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer,
buiten U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges, dis die gelowiges, kinders van die Here, wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind. Wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Vers 5, Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. En vers 6, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Met 'n geleentheid soos hierdie, kyk 'n mens terug, nie waar? Net met die lees van hierdie begrafnisbrief, kyk u, almal wat van Piet geken het, terug. Dis 'n bepaalde perspektief op die lewe van 'n mens. Psalm 16, die Psalm van Dawid, geskryf deur Dawid, gedig deur Dawid, waarskynlik toe hy al oud is. En hy kyk terug op sy lewe. En die Bybelverklaarders sê vir ons dat met hierdie terugkyk van Dawid op sy lewe, profeteer hy eintlik van die Here Jesus Christus. Want hy sê hier, U sal nie my lewe aan die dood oorgee nie, my liggaam sal nie in die graf nie. Nou, weet ons natuurlik, Dawid sal baie lankal, eeue terug, reeds oorlede. Maar die Bybel interpreteer dit so, van die Nuwe Testament, dat Dawid gepraat het van die Here Jesus Christus, wat uit sy liggaam, uit sy nageslag gebore sou word. Een van die dae is dit weer die viering daarvan, die koms van die Seun van God, wat gebore is uit Maria, 'n afstammeling van Dawid. Dawid met hierdie terugkyk op sy lewe eintlik profeteer van die Here Jesus, wat uit sy liggaam sou kom, en die Here Jesus wat nie in die graf gebly het nie, maar op die derde dag opgestaan het uit die dood, en hy sit aan die regterhand van God. Hy is die koning van alle konings. Maar met hierdie terugkyk op sy lewe, kom bely Dawid iets. En hy kom bely uiteraard, soos ons gehoor het, dat die Here sy God is, en nog altyd was. En hy bely dit natuurlik as 'n gelowige,
Maar hy stel dit op 'n besondere wyse in die 5de vers as hy sê, Here, my erfdeel, my beker. Nou 'n erfdeel, 'n erfenis is iets wat 'n mens nie voor betaal nie. 'n Mens kry 'n erfenis as 'n geskenk, word aan jou gegee. Wat hy hier kom sê is dat die Here in sy goedheid en in sy genade en sy liefde homself vir Dawid kom gee. En Dawid het God in die geloof ontvang as sy erfenis. Eintlik sê hy hiermee, as hy terugkyk oor sy lewe, dan sê hy, die Here, my God, hy is my lewe. Iets daarvan sê die apostel Paulus in Filippense 1 vers 21, daai bekende woorde wat hy sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe niks. My is die lewe Christus, my lewe behoort aan Christus. Christus het homself aan my kom gee, in sy genade, en ek het hom ontvang. Christus is my lewe. En hier sê Dawid, die Here is my lewe, my erfdeel. Maar dan sê hy iets by, hy kyk terug oor sy lewe, dan sê hy, en wie het my lot bepaal? My lot. Daarmee bedoel hy nie die geluk nie. Hy bedoel, wat het God met hom laat gebeur in sy lewe? As mense die Bybel gaan lees, dan daar natuurlik 'n klomp dinge met Dawid gebeur. Daar was hoogtepunte, maar daar was ook verskriklike laagtepunte. Hy sê, die Here God het altyd sy hande oor my gehou in my lewe. Hy het my lewe gerig en bepaal. Dat is eintlik wat hy wil sê. Hy borduur daarop voort in vers 6. Hy sê die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Nou die meetsnoere eintlik 'n verwysing na toue wat afgesper word om 'n bepaalde land af te meet, wat dan aan hierdie of daardie persoon behoort. Sê, God het vir my kom gee in my lewe, wat hy vir my gegee het, en waaroor ek dankbaar is. En dan sê hy, dit so, die meetsnoer het vir my lieflike plekke geval. Wat God vir my gegee het, was lieflik. Ja, my erfenis is vir my mooi. Alles wat God vir hom kom gee. Onder andere sê hy dan ook, en as hy terugkyk oor sy lewe, sê hy, die Here was altyd daar. Hy sê, die Here was altyd aan my regterkant. Nou, die regterkant word beskou as die swakker kant van 'n mens. Want die swaard as wapen was dikwels in die linkerkant, maar die regterkant was nie altyd die sterk kant gewees, klaarblyklik nie. Maar wat hy eintlik dan sê is, daar waar ek in my lewe swak was, en ons weet van baie swak oomblikke in Dawid se lewe, daar was die Here altyd. Hy was altyd aan my reg. Liefdes, u wat nou vir oom Piet baie beter geken het as ek, hoor dalk iets van oom Piet terug in Psalm 16. Ek hoor, en wat ek mooi gehoor het by ST toe ek gaan sit het, iemand wat dankbaar was vir wat God vir hom gegee het. Sy familie. Jy weet wat maak dankbaarheid met 'n mens? Dankbaarheid. As jy met dankbaarheid leef, het jy 'n oop hart. Amen.
Dankbaarheid maak jou hart oop. Maak nie jou hande toe. Maak dit oop om te gee. Geliefdes, Psalm 16 is 'n psalm, as mens hom lees, wat ons geloof in die Here versterk. Soos wat ons hoor, is eintlik 'n profesie op die Here Jesus Christus, wat ons geloof in die Here Jesus Christus versterk, deur wie ons, deur geloof in hom, wat aan 'n kruis uitgesterf het en opgestaan het, vir ons die ewige lewe kom gee. Die grootste erfenis wat ons verniet kry. Die beste meetsnoere wat vir ons kan val, die ewige lewe, geskenk vir elkeen wat glo. Mag ook u as familie, geliefdes van oom Piet, saam met my en ons almal as geloofsfamilie, dan opnuut ons geloofsvertroue stel in die Here ons God. Saam met Dawid sê, die Here is my erfdeel, ja, u bepaal my lot. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie besondere geleentheid wat ons so kon stil sit, stil word rondom die woord. Die woord wat ons verkoop, wat soos 'n lieflike reën is, mag dit dan ook op ons harte val, ook op hulle harte wat, al wys hulle dit nie, vanmôre seer is, stikkend is, verlies ervaar, 'n bekende, 'n persoon wat iemand was na wie opgekyk is, nie meer daar. Iemand soos 'n groot boom, nou is die boom nie meer daar nie. Maar Here, dankie dat ons hier hoor, die woord, die is altyd aan ons regterkant. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Is dit in orde, Estie, as ons nou na die beeld, die lewensbeeld kyk en dan die bedankings? Na die lied. Kan ons dit na die lied sien, ja. Die geleentheid vir Estie om dan nou net vir ons die bedankings te gee. Goeiemôre almal. Ek doen namens die familie net die volgende bedankings. Eerstens aan ER24 wat daardie Dinsdagmiddag baie vinnig op die vlot was. Al was dit te laat, dus ek is nog steeds baie dankbaar vir hulle. Vir Magda en haar span by Afop. Ek was saam met hom Sarel hulle daar gewees. Sy het regtig met verskriklike baie liefde en deernis die hele saak hanteer. Ons is baie dankbaar vir hulle. Dan Frans Geldenhuys op die orgel. Frans, dit is regtig baie dankie. Jy voel regtig soos familie en ons is regtig baie dankbaar vir jou. So vinnig ja gesê. Dominee Stefan Strydom, Dominee baie dankie. Dit was toe ek Dominee bel, Dominee gesê, Dominee sal dit met liefde doen en ek is regtig baie dankbaar daarvoor. Die tyd wat ek en Dominee ook saam spandeer het om oor oom Piet te praat, was regtig my baie spesiaal geweest, want ons het toe sommer net baie diep dinge begin praat met oom Piet as die kern daarvan. Dan natuurlik NG Kerk Meyerton Park en ek wil ook baie spesiaal dankie sê aan Tannie Linda van NG Kerk Meyerton Park wat so vanoggend vinnig opgespring het en die slideshow ook reg gekry het. Ons baie dankie. James en Stacy vir die begrafnisbriewe en die druk van die foto's. Tannie Lenet vir die verversings. Baie dankie Tannie. Tannie se harde werk. Ek weet nie of hulle hierso is nie, Joyce en Patricia.
Ek wil net vir hulle twee baie dankie sê. Dit is die liefde wat hulle aan oupa gewys het oor die laaste tyd. Die manier waarna hulle na hom gekyk het en hom versorg het, was regtig, hulle het regtig met baie liefde na oupa Piet gekyk. Almal se bystand en gebede in hierdie tyd, ons is regtig baie dankbaar daarvoor. En vir almal wat van ver af gekom het, almal wat tyd afgestaan het om vanoggend hier te wees, om die lewe van hom Piet te vier. En ja, ek wil net sê baie dankie. Ek het die voorreg gehad om Piet te leer ken as my eie oupa. En die liefde wat hy vir my gewys het, was baie spesiaal. En ek is baie dankbaar vir hom. Baie sterk. Baie dankie, Christie. Ek gaan net die begrafnisformulier aan ons voorhou. Liefdes Piet Oberholse is deur die dood van ons weggeneem. Hier Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, het hy ook gesterf. Deur sy opstanding, Jesus die dood oorwin, kan die gelowige uitroep dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angs? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons hartseer. Hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Daardie pad is natuurlik pad van geloof. Vra ek u om net in u hart saam met my te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria. Het gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons oortredings, soos wat ons ook hulle vergeef, wat teen ons oortree. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing die lied O Heer my God, die woorde soos dit daar staan. Daarna gaan ek net 'n seën gebed doen, dan vra ek dat u net weer die plekke inneem en dan kyk ons na sy herinnering, as ek terugkyk, 'n fotobeeld van Oor Piet.
Amen. En ek vra nog steeds
wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my liefde. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Sal jy my nog mis, as ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Dis baie dankie. Dan is die verrigtinge. Ekskuus doen nie. Ekskuus. Ja, maar daar's iets wat half onbeplan gaan. 100%. Dit was dankie. Was net nie bewus van die reëling nie. En jy nie sommer die reëling tref nie. Ekskuus, ons vra net ons gaan net so geleentheid gee net vir naaste familie, kinders en kleinkinders. Net om 'n blommie so voor te kom neerlê net so in 'n laaste herinnering.
En ja, die verversing sal bedien word op die plot. Ek glo almal weet waar dit is. Een van die twee. Wokkefruit.